Met 2 liedjies wat ons vooraf gaan sing. En ons kan begin met lied 464 en daarvan sing ons vers 1, 2 en 3. Dankie. Dan gaan ek vra dat ons staande afsluit met lied 367. Dit is net daai een versie.
Baie dankie aan Johan en Cornel en Tannie Beulah vir die voorsang en vir Henno ook. Henno, dankie, is die eerste keer, die van julle wat nie vir Henno Malan ken nie. Henno is, ek wil nie sê hy is nie in die gemeente nie, maar hy is meer relatief onlangs in die gemeente aangesluit. Henno is skoolhoof daar in Clarence omgewing. Ek dink eintlik al 'n bekende in Bethlehem omgewing ook in die onderwyskringe. Maar ek dink sy beste eienskap is dat hy daar oorkant my ingetrek het so klompie jaar terug. En nou ons is bly is hier en dat jy ook vanaand se voorsang gelei het. Dankie vir jou ook. Goeienaand broers en susters. Goeienaand ook aan almal wat by die huis ingeskakel is op Facebook en op die ander elektroniese media. Dis vir ons lekker om julle vanaand weer hier by ons te hê. Ek moet sê dit voel vir my amper asof die weer begin beter raak. Ek weet nie of ek net meer gewoond raak in die koue nie, maar dit is eintlik amper vir my lekker vanaand. Ook hier buite. Ons is besig met ons Pinksterreeks en ons tema hierdie week handel oor om saam met God te wandel soos wat Henog gedoen het, die inspirasie en die motivering wat Henog ook vir ons gegee het om naby aan die Here te lewe. En ek het Sondag aand vir u gesê dat as ons naby aan die Here wil lewe, dan moet ons weet wie is ons, waar pas ons in die prentjie in, dat ons die Here nodig het, dat ons sondaar mense voor hom is en die enigste manier waarop ons gered kan word is deur Jesus Christus. Ek het ook vir julle gesê dat saam met ons op hierdie lewenswandel wat ons saam met God lewe, is daar ander gelowiges. Ons is vanaand so klompie mense hier bymekaar en elkeen van ons verskil. Elkeen van ons se belewenis van God verskil en die manier waarop ons hom beleef verskil en dit is goed en dit is reg so ook. Vanaand kyk ons na die tema rondom die hindernisse wat daar op ons pad is. Struikelblokke wat daar is op hierdie pad wat ons saam met die Here wandel. Maar voordat ons verder gaan daarmee, kom ons word stil en dan begin ons hierdie geleentheid in die drie-enige God se naam. Here, uit U en deur U en tot U is alle dinge en al U alleen kom toe die eer en die heerlikheid. En daardeur sê ons maar net, Here, dat U groter is as ons mense se gedagtes. U oorspan alles. U hou alles in die hand vas. En ons is maar net nietige mense wat U kan aanbid. Aan U alleen kom toe die eer en die heerlikheid. Amen. Broers en susters, kinders, julle wat hier is en by die huise, ek wil vir julle groet met God se genade, dis sy onverdiende goedheid en sy vrede, en dit kom van God wat ons Vader is, van Jesus wat ons Here is, deur die werk van die Heilige Gees. Kom ons staan op en dan sing ons die aandlied saam, dis vir my een van my gunsteling liedere, lied 562, aan U, o God, my dankgesange, U wil ek in my aandlied prys, al kwyn die sonlig teen die hange, U lig, my lig sal hoër rys. Die eerste 2 verse van lied 562.
Ek gaan vanaand vir ons so 'n paar teksgedeeltes uithaal op verskillende plekke, so jy is welkom om later net op die skerm te volg. Ons sal al die teksgedeeltes daarop hê, maar voordat ons 'n gedeelte saam oordink, kom ons doen eers 'n gebed saam. Here, terwyl ons besig is om saam met U te wandel, is U deur die Gees besig om ons lewens te verander, om meer en meer soos Jesus te word. Die heerlikheid wat uit U uitstraal, Jesus Christus, word ook in ons uitgestraal. Maar dit kan net gebeur as ons verander, as ons naby aan U beweeg, as ons harte en ons gedagtes en ons manier van optree verander. Here, ons wil so graag hê dat ander mense ook na ons moet kyk en van ons moet kan sê, maar daardie persoon wandel saam met die Here. Ons kan dit sien in sy of in haar lewe. Here, ons wil 'n voorbeeld wees vir ons kinders, vir die kleinkinders, vir ons werkskollegas, vir die mense wat ons in die winkel raakloop. Ons wil hê dat mense na ons moet kyk en moet kan sê, maar daardie persoon straal die lig van Jesus uit. Kom ons beweeg saam met hom of haar, want ek is seker by daardie persoon sal ons iets van Jesus kan leer. Here, vanaand lees ons ook 'n klomp gedeeltes saam met die Bybel uit, want dit is deur U woord wat ons verander word en wat ons U meer en meer leer ken. Praat dan met ons, Here, as ons die skrifgedeelte saam lees, as daar gepreek word. Mag alles by ons inslag vind en mag dit ons lewens verander, sodat U op die ou end die eer kan kry. Ek bid dit vir elkeen van ons in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, ons tema hierdie week is om saam met God te wandel soos wat Henog gedoen het. Ek het dit al baie keer vir julle gesê, en dit is so 'n mooi gedagte, hè, om in teorie te sê ons wandel saam met die Here. Of ons lewe naby aan die Here. Of ons is in 'n verhouding met die Here, en dit is so mooi dat Henog se familie dit van hom kon gesê het. Ek het vir julle gesê dat Henog se vrou het waarskynlik gesê, as hy uitgestap het, maar ek weet waartoe hy op pad is, hy gaan saam met die Here. Ek ken hom so, ek weet dis wat hy doen. Die bure het dit gesê, sy familie het dit gesê, want hulle het dit van Henog geweet. Maar ek wonder nogal, hoe sou hulle dit van Henog geweet het? Of hy nou met 'n Bybel onder die arm geloop het, sodat almal mooi kon gesien het, maar hy is 'n gelowige en hy stap saam met die Here. Of sou hy heeltyd oor Jesus gepraat het by wyse van Spreuke, heeltyd oor die Bybel gepraat het, heeltyd oor God gepraat het? Hoe sou die mense geweet het dat hy saam met die Here wandel? En as ons as gelowiges sê dat ons saam met die Here lewe, as ons saam met hom wandel, wat beteken dit vir ons in ons elke dag se lewe? Wat 'n verskil maak dit in my besluite ten opsigte van my huwelik en my werk en my familie en my ontspanning? Want dit mag wees dat ons onderweg is na die hemel toe, maar ons is nog nie daar nie. En terwyl ons hier op aarde lewe, is dit maar grondpad. En is maar op en af, en ons baie dinge wat in ons lewens gebeur. Onderweg hemel toe, werk ek met ander mense. En ander mense irriteer my. En ander mense maak my kwaad. En ander mense frustreer my. En ek moet in 'n omgewing werk waar dit nie altyd ideaal is nie. En terwyl ek met ander mense besig is, wil ek mos nou my eie self laat geld. Ek wil vir die mense kan sê wat ek dink en hoe ek dink hulle moet dink. En tog wil ek sê dat ek saam met die Here wandel en daardeur sê dat die feit dat ek in 'n verhouding met die Here lewe, maak 'n verskil in my lewe. Maar is dit regtig so? Want dit sou dan baie maklik gewees het as die dag, die oomblik toe ons besluit het om saam met die Here te wandel,
dat ons omstandighede net handomkeer sou verander het. Dit sou ons nou baie lekker gewees het. As daar skielik nie meer die irritasies was wat hier rondom ons is nie. En die mense ons nie meer kwaad gemaak het nie, en die korrupsie en die misdaad daar nie meer was nie. Sy lewe mos vir ons baie makliker gemaak het, en dan sou mense baie makliker na ons kon gekyk het en gesê het, maar ai, dis 'n goeie mens daai. Hy of sy kan mens sien wandel saam met die Here. As alles net verander het, sou daar nie uitdagings rondom ons gewees het en die lewe sou maklik gewees het. Maar ongelukkig het die breuk wat veroorsaak is en wat gebeur het na die sondeval gemaak dat daar 'n klomp struikelblokke in ons lewens is op hierdie pad waarmee ons besig is. 'n Klomp hindernisse wat maak dat dit nie so maklik is om saam met die Here te wandel nie. En ek weet nie of julle dit al agtergekom het nie, maar in my lewe beleef ek dit, dat as ek nou 'n besluit geneem het om saam met die Here te loop, of van vooraf gesê het, maar ek wil so graag naby die Here wees, ek wil weer moeite doen met my stilte tyd, ek wil weer gereeld bid, ek wil regtig saam met die Here wandel, dan is dit asof al hierdie struikelblokke eensklaps voor my se voete neergegooi word. En asof die lewe net skielik baie moeiliker raak. Dis asof die versoekings net soveel meer voor ons neergegooi word. Dit is soos hierdie selfoonspeletjies wat die kinders speel. Hierdie eenvoudige speletjies, dit begin mos eers so stadig. Dan moet jy nou sekere struikelblokke vermy. Maar hoe verder jy beweeg, hoe vinniger raak hierdie speletjie, hoe meer moet jy vermy. Ek voel baie keer in my eie geestelike lewe so. Dat as mens begin in 'n verhouding met die Here, loop die dinge mooi, maar is asof hierdie dinge net meer en meer word, en net vinniger word, en ek sukkel om die struikelblokke in my lewe te vermy. Dis asof die slang ons nooit uitlos, dis asof die slang ons uitlos as ons ver van die Here af is, asof dit hom dan glad nie pla nie, maar die dag as ons kies, die dag as ons besluit om saam met die Here te wandel, om naby aan hom te loop, dan is dit asof sy handjies so bymekaar vryf en sê, nou het ek 'n lekker uitdaging. Nou gaan ek vir die mens wys waar die versoekings lê. Nou gaan ek vir hom of haar die lewe moeilik maak. En hy doen dit met struikelblokke op ons pad. Met hindernisse, met dinge wat die lewe vir ons moeilik maak. En daarom gaan ons vanaand na so 'n paar struikelblokke en hindernisse kyk op ons pad, want dit keer ons om saam met die Here te wandel. Dit keer ons om naby aan die Here te lewe. En dit is wat maak dat ons baie keer die pad byster raak. En die eerste struikelblok waarmee ek wil begin, en daar's dalk 'n hele klomp, maar ek wil net vir julle 'n paar uitlig, is die struikelblok van selfsug. En as ek na die lewe kyk en die dinge wat die lewe vir mense moeilik maak, dan begin dit gewoonlik by selfsugtigheid. Eintlik alles wat die woordjie self in het, is 'n probleem. Dinge soos selfsug, dinge soos selfgenoegsaamheid, selfregverdiging, want hierdie woorde vertel iets van ons as mense se drang om jouself te laat geld ten koste van ander mense. Dat dit wat jy wil hê belangriker moet wees as dit wat die een langs my wil hê. Die Bybel spreek hierdie struikelblok op baie plekke aan. Ek wil net vir julle op een verwys daar in Jakobus 4, waar daar staan, waar kom die stryd vandaan en waar kom die rusies onder julle vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne in julle woed nie. Dit was 'n probleem in Jakobus se tyd en is vandag nog 'n probleem. As ek paartjies aan die studeerkamer kry wat huweliksprobleme het, dan is dit baie keer een van die groot probleme. Dat een van die twee is selfsugtig. En dit is mos nou baie makliker om die selfsug in iemand anders se lewens raak te sien. Die paartjie sal baie keer vir my sê, maar Dominee, my man het dit en dit en dit gedoen. Of my vrou het dit en dit en dit gesê. Maar min van hulle sal vir my sê, weet jy wat Dominee, ek is selfsugtig. Ek wil altyd net alles sê soos wat ek het wil hê in hierdie huwelik. En dit geld nie net in 'n huwelik nie, dit geld in alle verhoudinge wat skeefloop. Spanninge by die werk, verhouding tussen familielede, selfs by die kerk. Dis gewoonlik selfsugtigheid
wat dit veroorsaak. Iemand beskryf 'n selfsugtige persoon as iemand wat nie geïnteresseerd is in die belang van ander nie, maar hulle optrede word regeer volgens hulle eie absolute gemak. Om selfsugtig te wees beteken dit gaan alles oor my. Me, myself and I. Al wat belangrik is. Om onselfsugtig te wees, die teenoorgestelde, beteken nie dat ek minder van myself dink nie. Ek het dan vir julle hierdie week gesê, ons is die toppunt van die skepping. Ons is die heel beste gemaak, so om onselfsugtig te wees, beteken nie ek dink minder van myself nie. Dit beteken ek dink minder aan myself. Beteken alles gaan nie meer oor my nie. Dit gaan oor God en oor my medemens. Hoe sal ander mense vir jou beskryf? As dit 'n manier is waarop mense kan sien dat jy saam met die Here wandel, sal hulle jou beskryf as iemand wat onselfsugtig is, wat heeltyd iemand anders se belang op die hart dra? Of sal mense van jou sê, van u sê, dit is iemand wat heeltyd aan homself of aan haarself dink? Die tweede struikelblok op ons geloofspad is hoogmoed. Hoogmoed, sê Dawid, bestaan nie in sy lewe nie. Hy sê selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. En hoogmoed is ook 'n interessante hindernis, 'n struikelblok op ons pad, want is moeilik om dit vas te vat. Maar kyk, as ander mense van ons sê ons is hoogmoedig, dan is dit baie maklik om terug te kap en te sê ja, maar hulle is jaloers. Hulle is jaloers op wat ek in die lewe bereik het, en dis hoekom hulle sê ek is hoogmoedig. Daar's niks verkeerd daarmee om 'n beter CV as iemand anders te hê nie. Soos wat ons hier vanaand sit, verskil ons. Party mense is ryker as ander, dit is maar net hoe dit is. Party mense het dalk verder geleer as ander. Party mense het dalk meer status in die gemeenskap om een of ander rede as ander. Dis nie waar die probleem lê nie. Die probleem kom in as jy dink omdat ek ryker is, of omdat ek verder geleerd is, of omdat ek meer status is ek belangriker as die een langs my. Is ek meer werd as die een langs my? Dan begin jy hoogmoedig raak. As jy in jou gedagtes vir iemand anders wil sê, weet jy wie ek is? Dan het jy 'n probleem. Hoogmoed is iets waarvan die Here nie hou nie. Hoogmoed maak dat ons sukkel om saam met God te wandel. Dis 'n eienskap wat maak dat ons vir die Here wil voorsê. Dat ons baie keer vir hom wil sê, Here, U moet dit en dit en dit vir my gee, want as U daarom weet wie ek is dan baie belangrik. U moet doen soos wat ek vir U sê U moet doen. U moet sekere dinge uit my pad uit wegvat, want ek het dan 'n sekere status. Dan gaan jy sukkel om saam met die Here te wandel. Dan gaan jy sukkel om naby aan die Here te lewe. En 'n mens kry natuurlik geestelike hoogmoed ook. Mense wat dink hulle is op hulle lewenswandel saam met die Here op 'n ander vlak as ander mense. Mense wat dink hulle is in hulle geloofslewe beter as ander mense. Wat vergeet ons almal is eintlik maar net soekers. Swerwers op soek na God se vrede. Die Here Jesus het dit in 'n gelykenis aangespreek toe hy daar in Lukas 18 vertel het van die geestelike hoogmoedige mense wat die pot mis het, en hy vertel daar van die fariseer. En hierdie fariseer wat dink sy geestelike lewe is daarom 'n bietjie op 'n ander vlak as die sondige tollenaar wat daar eenkant in die hoek sit. Want as hierdie fariseer bid, dan bid hy tot die Here, dan sê hy, Here, ek doen daarom al die regte dinge. Ek gee my bydrae soos wat ek moet, ek vas soos wat ek moet. Ek is daarom 'n bietjie 'n trappie hoër as die sondaar wat ook hier sit. En dan beskryf Jesus die sondaar, die tollenaar, iemand wat onrein was in ander se oë, as 'n persoon wat ver agter gestaan het en sy hand op sy bors gesit het en gesê het, Here, wees my net genadig. En dan sê Jesus van die gelykenis, hierdie tollenaar wat sy hand op sy bors geslaan het en gesê het, wees my genadig, sy saak met die Here is reg.
Ons moet baie versigtig wees om te dink ons is geestelik beter af as die ander ene. Miskien moet ons by Dawid leer en by die tollenaar leer om eerder te sê, Here, wees my net genadig. Ek het niks om te bied nie. Ek het nie 'n geestelike CV om voor U te gooi nie. Dis maar net ek. En ek het dit nodig. Hoogmoed en geestelike hoogmoed maak dat ons sukkel om saam met die Here te wandel. 'n derde struikelblok wat ek vir julle wil uitwys is perfeksionisme. En perfeksionisme is 'n probleem of 'n sonde wat vir baie mense baie mooi kan klink. Dit klink mos goed as iemand sê maar ek's 'n perfeksionis. Want dit wil voorkom of perfeksioniste gewoonlik mense is wat 'n ding goed kan doen. Wat 'n pype diens lewer, wat betroubaar is en wat jy maar in beheer kan stel van 'n ding, want hulle doen 'n ding altyd reg. En perfeksionistiese mense wil gewoonlik in beheer wees van 'n weet hulle 'n ding word reg gedoen. Maar perfeksionistiese mense is ook baie keer mense wat genadeloos is teenoor ander. Omdat hulle dink hulle is perfek, moet ander ook perfek wees soos ek. Dis mense wat baie keer as ouers slawe drywers kan wees. Die kinders kan niks reg doen nie. Dis mense wat nooit met enigiemand tevrede is nie. In 'n huwelik versmoor hulle baie keer hulle maat. Want hulle verwag van hulle maat om altyd perfek te wees. Om altyd perfek op te tree. Mense wat perfeksionisties is, laat ander baie keer soos derderangse sondaars voel. Laat ander mense voel maar hulle gaan dit nie maak nie. Is nie goed genoeg nie. Die probleem met perfeksionisme is dat sulke mense baie keer van ander verwag dat hulle ook so moet wees. Hulle moet ook so perfek wees soos wat ek is. En dan vergeet hulle dat niemand is perfek nie. Dan vergeet hulle dat Romeine 3 sê dat ons almal is skuldig voor God. Ons is almal swerwers, ons is almal soekend, ons almal het die Here nodig. Ons moet maar leer om geduldig te wees met mekaar. En om genade te wys aan mekaar. Die vierde struikelblok op ons geloofswandel saam met die Here is die ander kant van hierdie mense. En dis mense wat heeltyd aan skuldgevoelens ly. Mense wat heeltyd skuldig voel oor alles rondom hulle. Hulle kan nie ophou skuldig voel oor dinge wat in hulle lewe gebeur het nie. Hulle voel heeltyd hulle verdien God se straf. Hulle sukkel om 'n skoon blaadjie om te slaan want ons altyd iets in die verlede wat hulle met hulle saamdra. Dis mense wat ander nie in die oë kan kyk nie want hulle sê heeltyd vir hulle self, onthou jy die foute wat jy gemaak het. En hulle vergeet van God se genade om heeltyd skuldgevoelens te hê. Keer 'n mens dat jy saam met God wandel. Maar dan voel jy skaam. Dan wil jy nie in God se teenwoordigheid wees nie want jy wil hom as te ware nie in die oë kyk nie. Jy wil nie bid nie want jy is te skaam. So kan 'n mens nie saam met die Here wandel nie, broers en susters. Ons is soos ter dood veroordeelde mense wat vryspraak gekry het. Ons skuld is afgeskryf. Daar's 'n groot kruis daaroor gemaak. Die Here het gesê dis verby. Ek het die tronksel vir jou oopgesluit, die deur is oop. Al wat jy moet doen is om uit te stap. En dan sit ons baie keer daar in die hoekie van die tronksel en ons sê nie, maar ek is nog steeds skuldig. En die Here sê nee, gaan uit, gaan wees vry, gaan lewe. Gaan lewe in dankbaarheid oor dit wat ek vir jou gedoen het. As jy in Jesus Christus glo, dan weet jy mos jy is vrygemaak. Om saam met God te lewe beteken ek lewe 'n lewe van dankbaarheid juis omdat ek vrygemaak is. Omdat ek 'n nuwe mens gemaak is deur die Here. Dis 'n dankbare lewe en dis 'n lewe van genade teenoor ander mense omdat ek weet dat die Here genade aan my gewys het. Daarom wil ek genade aan 'n ander mens wys. En dis 'n lewe waarin mens vashou aan hierdie vryheid wat mens nie misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, sê Galasiërs 5. Maar dis 'n vry lewe. Om saam met God te wandel beteken jy lewe in sy vryheid elke dag. Hou vas aan 1 Johannes 1 vers 9 wat sê as ons sondes bely,
Hy is getrou en regverdig en hy vergewe ons al ons sondes, ons ongeregtigheid. Ek gaan vir ons nog net so 3 of 4 vinnige hindernisse noem op ons pad. Die ander een is skynheiligheid. Ons dink baie keer ons kan maar hierdie masker voor die Here sit in ons lewens wandel en hy kan nie verby dit sien nie. Die Here weet alles van u af. Die Here weet wat hy gedoen het, die Here weet wat hy nog wou doen. Ons kan dalk vir mekaar 'n masker voorsit en skynheilig lewe. Ons kan dit nie vir die Here doen nie. Die Fariseërs het dit probeer doen met Jesus, maar hy het verby dit gesien en daarom sê hy vir hulle: "Ellende wag vir julle skrifgeleerdes en Fariseërs, huigelaars. Huigelaars is skynheiliges. Julle gee tiendes van kruisement, anys en koljander, maar wat volgens die wet van God die swaarste weeg, laat julle na. Geregtigheid, barmhartigheid en betroubaarheid. Juis hierdie dinge moet 'n mens doen en die ander nie nalat nie." Een van die sangers het so 'n liedjie waar hy woordspeling het met die skynheilig. En dan skryf hy dit 2 woorde. Skyn heilig. Dis wat die Here van ons verwag. Om sy heiligheid uit te straal. Dit help nie ons sit vir ander mense masker voor nie. Dit help nie ons is een mens by die kerk, maar ander mense daar buite nie. So kan jy nie saam met die Here wandel nie. Saam met die Here te wandel beteken ek gee my hele lewe vir hom. En ek sê hier is ek, Here. Die 6de hindernis op ons geloofspad is die hindernis van vooroordele. Om bevooroordeel te wees beteken dat ek mense beoordeel en veroordeel volgens prentjies wat ek in my kop het, sonder om mooi te luister na wie hulle is en wat hulle bedoel. Sonder om hulle 'n kans te gee. Want ek het vooraf besluit dit is hoe dit is. Ag, en julle weet ons nou vandag, het ons vooroordele oor rasse, maar ons het baie keer vooroordele oor mense se beroep, omdat ons dink 'n sekere beroep is meerderwaardig en 'n ander beroep is minderwaardig. Ons het vooroordele, sal ek nou vir julle sê, in terme van die materialiste, oor waar ons bly, oor wat ons ry, oor hoe ons lyk. Dit help nie ons oordeel nie. Volgens Matteus 7 kom daai oordeel eintlik net aan die Here toe. Moenie oordeel nie, sodat oor julle nie geoordeel word nie. Waarom sien jy die splinter raak wat in jou broer se oog is, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? So mooi, die taalmense sal sê, hiperbool wat hier gebruik word, 'n vergroting van 'n beeld. Jy sien die kleinste dingetjie in jou medemens se lewe raak wat nie reg is nie, of wat anders is. Maar hierdie groot foute in ons lewens mis ons. Om saam met God te wandel, beteken ek doen introspeksie in my eie lewe. En soek nie heeltyd fout in my medemens se lewe nie. Maar ek verander eerder dit wat by my nie reg is nie. Tweede laaste hindernis op ons geloofspad is dat baie mense, baie gelowiges dink dat ons leef nou in hierdie wêreld en dit help nie ons probeer wêreldvreemd wees nie. Dit help nie ander mense kyk na ons en hulle dink ag nee, dit is belaglik nie. So gelowiges dink baie keer maar hulle moet maar soos die wêreld wees. Ons leef in hierdie wêreld, so ons kan maar baie keer mooi inpas hierso. Dit is sodat ons in hierdie wêreld leef. Maar dit beteken nie ons moet soos hierdie wêreld wees nie. Beteken as mense na ons kyk, dan moet ons optrede tog anders wees as ongelowiges se optrede. Want hoe gaan mense anders sien ons wandel saam met die Here? As ons maar net soos ander is en doen en optree. Ons kan nie saam met God wandel en soos ongelowiges wandel nie. Daar moet iets anders wees in ons lewens. Om saam met God te wandel beteken dat ons in hierdie wêreld lewe, maar ons optrede is anders. Ons denke is anders. Ons gedrag is anders. En dis waarskynlik hoekom Henog se vrou en sy familie en sy kinders en sy almal gesê het, maar daai ou lewe naby aan die Here. Want sy optrede is anders. 2 Korintiërs 6.
Moenie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Hoe kan daar vennootskap wees tussen reg en onreg? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis? Hoe kan 'n gelowige dieselfde belange hê as 'n ongelowige? Om saam met die Here te wandel beteken ons lewe 'n lewe wat anders is. Die laaste struikelblok wat ek vir julle wil uitlig vanaand, is die struikelblok van materialisme. En ons lewe in 'n wêreld, en dit sal julle baie goed weet, waar daar buitengewone waarde geheg word aan die materiële. Dis 'n groot woord vir my. Waar ons buitengewone waarde heg aan die besittings, aan dit waarna mens kan vat. Mense se waardesisteem het materialisties geword. Dis alwaaroor ons ingestel is, dis alwaaroor mense dink. En ons word heeltyd gebombardeer daardeur met die advertensies. Jou waarde, dink baie mense, is gelyk aan wat jy besit. En 'n mens kan nie so saam met die Here wandel nie. Want om 'n materialistiese ingesteldheid te hê, beteken jou fokus in die lewe is heeltyd op die blinkgoed langs jou en nie op God nie. Dit beteken jou gedagtes word oorgeneem deur die goed wat jy wil hê, eerder as die mens wie jy moet wees. Jesus waarsku mense baie keer daarteen, ek het vir een vers uitgehaal. Moenie vir julle skatte bymekaar maak, moenie vir julle skatte op die aarde bymekaar maak, waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar. Broers en susters, om saam met die Here te wandel beteken ons leef 'n lewe vasgebind aan die Here, naby aan die Here. Waar ons nie links of regs afwyk nie, waar ons aandag nie afgetrek word deur die slang wat ons op 'n sypaadjie wil vat nie. Ons lewe naby aan die Here. Ek glo julle is hier vanaand omdat julle saam met die Here wandel, maar dit beteken nie julle weg is met rose besaai nie. Om saam met die Here te wandel beteken ons loop op hierdie pad saam met die Here ten spyte van die uitdagings en die struikelblokke en die hindernisse en die swaar kry van hierdie lewe, want dit lê om elke hoek en draai. En dit is baie belangrik dat ons bewus moet wees daarvan. Dat ons dit moet raak sien, want anders gaan ons dit nie vermy nie, dan gaan dit ons ontkant vang. Ons is mense wat onderweg is na die hemel saam met God. Maar op pad soontoe trek selfsug ons baie keer af. Ons is mense wat die letsels van hoogmoed en perfeksionisme saam met ons dra en dit maak dat ons die pad baie keer byster wil raak. En asof dit nie genoeg is nie, lei ons baie keer aan die siekte van skuldgevoelens. En dan dink ons moet skynheilig wees. En dan het ons soveel vooroordeele. Ons wil inpas in hierdie wêreld. Ons wil soos hierdie mense wees. Maar dit werk nie. En dan is daar die mooi goed van die lewe, wat ons aandag aftrek. Liewe gemeente, broers en susters, om saam met die Here te wandel, is verseker nie altyd maklik nie. En dis hoekom die Bybel op soveel plekke ons aanmoedig om vas te byt, om uit te hou, om aan te hou, om te volhard. Maar dit is die moeite werd om dit te doen. Dit is die moeite werd om te volhard, want dit loop vir ons uit op 'n lewe van vrede en van harmonie, en dis waaroor môre aan se diens gaan. Die lewe waarvoor ons mik is 'n lewe in God se teenwoordigheid. Dis 'n lewe wat uitloop op die paradys waarvan ons net kan droom. 'n Lewe in vrede en harmonie. So ek wil u vanaand aanmoedig. Daar gaan struikelblokke en hindernisse op die pad wees. Maar byt vas. Hou aan. En staan sterk. Mag ons die struikelblokke en die hindernisse te bowe kom, sodat elkeen van ons die hemelse prys kan behaal. En mag ons mik vir daai lewe van vrede. Kom ek gee vir ons 'n oomblik van stil gebed en dan sluit ek vir ons af.
Here, terwyl ons saam met U wandel en terwyl ons naby aan U probeer beweeg, is daar maar baie hindernisse op ons pad. En dit maak dit vir ons soms baie moeilik om die regte keuses te maak, om sondes af te sterf, om nie die pad byster te raak nie. Maar dankie Here dat U die Gees vir ons gegee het, U Gees om in ons te woon en ons te rig en te lei op hierdie pad. Ons wil bid, Here, dat ons sal vashou aan U. Ons wil bid dat U ons sal help om nie moedeloos te word nie. Ons wil bid, Here, dat hierdie wêreld ons nie sal aftrek en sal verlei nie. Die woord sê eintlik, Here, dat ons moet bly wees as daar allerlei beproewings en versoekings oor ons pad kom, want dit help ons sodat ons geloof sterker kan word. Daarom bid ons vir elkeen van ons, Here, wat worstel met iets, dat U ons sal help om oor daai hekkie te kom. En as ons daaroor is, dat dit vir ons die geloofsvertroue sal gee, dat ons ook vorentoe oor die volgende hindernis sal kan kom. Dankie Here dat op hierdie geloofspad, op hierdie wandel saam met U, los U ons nooit ooit alleen nie. Ek bid vir elkeen van ons, Here, in Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit vanaand se diens af met lied 511. Al twee verse daar, lei U ons lig deur hierdie duisternis. Lei U ons, o Heer. Al twee verse van lied 511. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in sy vrede. Mag die Here u seën en mag die Here u beskerm. Mag die Here tot u redding verskyn en u genadig wees. En mag die Here u gebede verhoor en u seën met sy vrede. Amen.